Goeiedag aan elkeen van julle. Dit is 'n voorreg om ook weer vandag saam met julle stil te word in die Here se teenwoordigheid, om rondom sy woord te kan kuier en ook te kan hoor wat hy vir elkeen van ons wil sê. Mag jy dan ook vandag God se stem hoor. Dit is lente in die lug. Mens voel die lekker warmte wat hierdie week was. Ons het ons somerklere begin uitpak. Die boere is aan die plat sny en aan die oes. En ons wil amper vir die Here dankie sê, want ek dink dit alles wat nou gebeur is so 'n teken van nuwe lewe. Na 'n lang tyd van inperking en om nou weer vryer te kan rondbeweeg en sommer net te voel, die blomme en alles is so mooi, is 'n teken van hoe God altyd met ons almal wil nuut begin. Ons is besig met 'n reeks oor die Bybel. Ons het al gepraat dat die Bybel vir ons 'n spieël is, waarin ons onsself sien en vir God sien. Die Bybel is ook vir ons 'n boek waarin ons God se stem kan hoor, waar hy met ons elkeen persoonlik praat. Dan het met die Gawie verlede week gepreek dat hierdie Bybel ook vir ons 'n wet is. Dit wys vir ons hoe om te leef, hoe om lief te hê. En vandag praat ons daaroor dat die Bybel vir ons balsem is. En balsem is, sal ek 'n bietjie later vertel, is iets wat genesend is. En ek wil vir julle vanoggend kom saam lees uit Psalm 19 uit, waar die psalmdigter ook hier ongelooflik opgewonde raak oor die woord van die Here. En hoe hy sê, Here, hierdie woord beteken vir my so baie. Kom ons luister wat sê hy oor die woord van die Here. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die bepalinge van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Die dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Gemeente, ek wil jou dan vanoggend, jy wat aan God behoort, vir wie hy baie lief het. Ek wil jou kom groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, wat vandag vir jou wil aanraak en jou wonde wil genees. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Jeremia uit. Julle het ook hierdie week uit Jesaja uitgelees. Ek gaan vandag 'n bietjie meer net fokus op die Jeremia teks. Ek wil julle weer uitnooi. Ons gee vir julle elke week 'n maandag tekste om te lees. Ek hoop dat jy dit saam met ons lees. Ek hoop dat jy die Lectio Divina doen om 'n teks te lees 1 of 2 of 3 keer, om dan daaroor te dink, te kyk wat staan vir jou uit, wat raak jou, en dan die Here te antwoord op dit wat vir jou uitstaan, waaroor hy met jou gepraat het, deur 'n spontane gebed, en om dan weer net te gaan rus in God se teenwoordigheid, en dit wat hy vir jou kom sê het, om dit dan te gaan leef. En dit is dan ook wat ons vanoggend gaan doen, om te luister na die Here se woord. Om te hoor wat hy vir ons wil sê. Om daaroor te bid en dan uit te gaan
en dit te gaan leef. So die gedeelte in Jeremia is Jeremia, hy was 'n groot profeet. Hy was 40 jaar lank 'n profeet. En hy het met die Godse volk gepraat, die volk wat in Juda, die suidryk gebly het. Ons weet daar was 'n noordryk Israel en 'n suidryk. En dit was Juda, en so het Jeremia die heeltyd met hierdie volk gepraat, en hy het gekom en hulle gewaarsku dat die Here hulle gaan straf oor die sonde wat hulle doen. Hierdie volk het gedink, hulle is die uitverkore volk. Ag, die Here gaan niks aan hulle doen nie. Hulle aanbid hom, hulle gaan tempel toe, maar hulle aanbid ook ander gode. Hulle beoefen tempelprostitusie, hulle gaan tempel toe en gaan doen vreeslike goed. Hulle luister na vals profete wat sê, ag nee man, die Here gaan nie vir julle kwaad wees, julle is mos die uitverkore volk. En nou kom Jeremia, en hy is die stem van die Here. En hy moet hierdie baie slegte boodskap eintlik verkondig. Julle gaan gestraf word. Julle moet ophou met julle sonde. Julle moet tot bekering kom. Vir 40 jaar lank preek hy hierdie boodskap. Ek dink by myself, hoe moedeloos hy moes geword het. Gevoel het, hierdie mense wil nie luister nie. Hy's hartseer oor hulle. Hy's lief vir hulle. Hy wil nie sien dat hulle verlore gaan nie. Maar hy weet ook dat die God wat hy aanbid, is 'n jaloerse God. 'n God wat sê, jy kan nie vir my en vir Mammon dien nie. So kom ons lees dan hier in Jeremia 8, vanaf vers 19 tot 9 vers 2. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons nou na u woord luister, kom bid ons, o Gees van God, dat u ons ore sal oopmaak, dat u ons oë sal oopmaak, sodat ons u kan sien en kan hoor wat u vir ons wil sê. Dankie vir u woord wat lewe bring. Amen. Kom ons lees, maar Jeremia sê hierso, ek is in die rou. My smart oorweldig my, ek is hewig ontsteld. Hoor hoe benoud roep my volk uit 'n ver land. Hy sien nou al hier in sy geestesoog, hoe sy volk weggevoer word in ballingskap deur Babel. Jy weet van hulle is weggevoer na Babylon toe. So hy sien nou al hier in sy geestesoog hoe hulle daar in 'n ver land sit. En hoe hulle uitroep, is die Here nie meer in Sion nie? Is Sion se koning nie meer in hom nie? En dan vra hy die vraag, waarom tart hulle my? Of die Here vra eintlik dit, met hulle afgodsbeelde, met hulle vreemde nikswerd gode. Hulle tart my. Die oes is af, die somer is verby, en ons is nog nie gered nie. Met ander woorde, die tyd om tot bekering te kom, dis verby, dis te laat. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in die rou, deur angs oorweldig. Is daar nie balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Ag, was my kop maar vol water en my oë fontein met trane, dan sou ek dag en nag huil oor my volksgenote wat gesneuwel het. Ag, was daar maar in die woestyn 'n herberg, dat ek my volk hier kon agterlaat en van hulle af kon weggaan daarna toe. Hulle is almal egbrekers, 'n klomp ontrou mense. So ons sien hier Jeremia wat hartseer is, wat moedeloos is, wat in rou is oor sy volk wat nie na God beluister nie. Sy volk wat verlore is. En dan roep hy die vraag uit, is daar nie net eers 'n salf, 'n balsem wat my volk kan gesond maak nie? Is daar nie net 'n dokter nie? Kan iemand nie net tot hulle redding kom nie?
Dis amper asof Jeremia ook hier begin voel, Here, ek weet nou nie meer nie, is U ooit nou nog daar om te help? Die balsam in Gilead was afkomstig van 'n boom wat in Gilead gegroei het, in woestyngebiede. Hierdie boom het 'n spesifieke gom gehad. En hulle het hierdie gom gevat, en dan het hulle dit gepers tot 'n olie. En dan het hulle 'n room van dit gemaak. 'n Salf wat baie genesend was. Met ander woorde, dit het wonde gesond gemaak. Dit was 'n baie gesogte salf. 'n Salf wat bekend was vir sy medisinale redes. En dit is waarna Jeremia nou soek, daai salf wat sy volk se wonde kan genees. Nou wil ek dalk begin om te vra, ek dink, as ek die vraag vra in die huisgesinne, of vir die ouer mense, want hulle het seker nog meer goeie raad en boererate, ek dink ons almal het 'n salf in die huis, wat die wondersalf is. Dis daai salf wat een of ander apteker aangemaak het, of daai salf wat jy net in glo, want dit werk vir enige iets. As iets jou gebyt het, as iets juk, as daar 'n wond is wat stikkend is, daai salf, smeer dit op en dit maak die wond gesond. Want dit is tog wat die salf doen. Hy maak daai bakterieë dood, hy maak iets gesond. Ons het so 'n salf in ons huis. Die salf wat op alles gesmeer word. Maar dan kom daar ook kere, en ek beleef dit baie keer in my huis, wat my kinders dalk seer kry en hulle het 'n wond, 'n stikkende plek. Maar dan is daar nou maatjies, as hulle val, en die maatjies is daar, en hulle is nou stikkend geval, dan sal hulle baie keer baie dapper wees, ek wil amper sê baie taaf wees, en sê, nee, ek's okay, nee, ag nee, dit is nie so erg nie, nee wat, mamma, is nie nodig om salf op te sit nie, is nie nodig om 'n pleister op te sit nie, ek is reg. Maar dan later, 'n dag of 2 later, wanneer die maatjies nou weg is, dan begin hierdie seerplek al hoe seerder word. Hy begin eintlik septies raak. En dan kom ons maar na ons ma toe en sê, mamma, ek dink mamma moet maar daai salf opsit. Hierdie seerplek is nou nogal seer. En gemeente, dit is baie kere, ons kan nie 'n salf opsit op iets as ons nie erken, ons het 'n wond nie. En hier wil ek dalk ook met ons groot mense praat. En ek wil nie praat oor fisiese wonde nie. Ek wil praat oor emosionele wonde. Want baie kere as ek dalk nou met u praat oor 'n wond, dat almal van ons het ergens 'n wond. En ek praat nie nou van 'n fisiese wond nie. Ek praat van iets in jou lewe wat jou seermaak. Iets wat stikkend is. En jy sal dalk hier sit en dink, ag nee wat, ek het nie iemand aan die dood afgestaan nie, ek het nie 'n siekte nie, ek het nie 'n wond nie. Maar gemeente, 'n wond is nie net iemand met 'n seer hart nie. 'n Wond is nie net 'n siekte wat jy het, wat jou verwond nie. 'n Wond is ook 'n verslawing. 'n Wond is ook 'n slegte gewoonte. 'n Wond is ook iets soos 'n egskeiding wat jou laat voel dat jy is verwerp. 'n Wond kan ook ontstaan van iets wat iemand dalk vir jou gesê het toe jy jonk is. En dit maak vandag nog dat jy nie goed genoeg oor jouself voel nie en 'n lae selfwaarde het. Miskien moet jy eers vanoggend jou wond herken, sodat jy kan salf aansmeer. Of miskien moet jy vanoggend erken dat jy 'n wond het, sodat ons kan salf aansmeer en die wond kan genees.
'n persoon het gesê, not everything that can be faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. Ons kan nie iets doen as ons nie iets in die oë kyk nie. Ons kan nie iets daaraan doen nie, ons kan dit nie beter maak nie. Ons moet eers herken dat ons 'n wond het, of erken dat ons 'n wond het. En in hierdie geval van Jeremia en die volk, hulle het nie herken dat hulle 'n wond het nie. Die sonde is hulle wond. Die feit dat hulle egbreek pleeg, dis 'n wond wat God seer gemaak het, wat hulle seer gemaak het. En hulle het nie daai wond herken nie. Want eers toe hulle dit herken het, kon hulle erken dat hulle het God nodig. Hulle het sy salf nodig wat kan genees. En dit is hoekom Jeremia se soek na hierdie salf, want hy sien hierdie wond in sy volk wat hulle nie raak sien nie, en hy vra, is daar nie net salf vir hierdie volk van my nie? Gemeente, wat doen ek en jy as ons erken of herken dat ons 'n wond is? Wat kan jy doen? Die Here nooi jou uit en kom sê vir jou dat sy woord balsem is vir jou wonde. So in hierdie woord is woorde wat heel maak, woorde wat herstel, woorde van nuwe lewe. God sê dat wanneer ons sy woord lees, dan bring dit genesing. Ons ontmoet vir Jesus Christus in hierdie woord. Jesus Christus wat vir ons die balsem van Gilead geword het. Jesus Christus wat aan 'n kruis gesterf het, sodat ons wonde kan genees. Hy het ons wonde op hom geneem. Hy het dit kom genees. En dit is waar die hele storie in die Bybel gaan. 'n God, ja, 'n God wat straf. Ons het vir mekaar 'n ruk terug gesê, toe ons gepraat het oor die karaktertrekke van God, het ons gesê, ons dien 'n God van liefde en oordeel. 'n God wat straf. 'n God vir wie jy nie ligtelik kan opneem nie. 'n God wat in die Ou Testament, spesifiek hier in Jeremia se geval, die volk vir 70 jaar lank in ballingskap weggestuur het na Babel toe, omdat hulle nie geluister het nie. Maar God se straf is nooit om weg te jaag nie, maar altyd 'n middel om te herstel, om te genees. En dit is waaroor hierdie boek gaan. 'n Boek wat vir jou uitnooi om te kom met jou wond na die wondwerker toe, die balsem van Gilead, Jesus Christus, sodat hy jou wonde kan genees. Gemeente, as ons Jeremia lees, en Walter Bruggeman is 'n teoloog, en hy sê, Jeremia is 'n boek vol slegte eindes. Hy noem dit harsh endings. As jy dit lees, dan dink jy, dit eindig maar sleg vir die mense. Maar hy sê tog, as jy dieper lees, is dit wonderlik om te sien hoe die Here elke keer tog maar weer terugkeer na die verhouding toe met sy volk. Dit elke keer weer kom wil herstel. So eintlik is Jeremia ook 'n boek van new beginnings, van nuwe beginne. Ons sien altyd hoe God nuut begin met sy volk. Dit eindig partykeer baie sleg, maar dan begin hy altyd weer nuut. En ek dink,
as ons vandag vir mekaar moet sê, die moment in die Bybel wat seker die slegste einde gehad het, the most harsh ending, was toe Jesus aan die kruis gesterf het en gesê het, my God, waarom het U my verlaat? 'n slegte einde. Nee, 'n nuwe begin, 'n amazing beginning. Jesus staan op uit die dood. Hy word die balsem van Gilead. Hy word die salf wat jy kan aansmeer, sodat jou wonde kan genees. 'n interessante iets is dat oor hierdie spesifieke teks daar vertel is, en dis 'n ware verhaal, dat die swart slawe in Amerika het in die katoenlande gewerk. Jy kan nou dink, harde werk in die felle son, moedeloos, hulle slawe, hulle doen hierdie harde werk, en hulle het in hierdie katoenlande hierdie spesifiek 'n lied begin sing. Dis 'n Engelse lied wat gaan spesifiek oor, is there balsam in Gilead? Is daar balsam in Gilead? Is daar 'n dokter? Vraagteken, vraagteken. En hulle het dan 'n lied gesing. Hulle het hierdie lied verander en gesê, ja, daar is balsam in Gilead vir die siel wat siek is. Ja, daar is 'n dokter vir hulle wat stikkend is. So hulle het hierdie lied wat 'n vraagteken is, verander na 'n uitroepteken. Gemeente, dit is wat Jesus kom doen het vir ons. Dit is wat God kom doen. Dit is wat gebeur as ons sy woord lees. Ons vraagtekens verander na uitroeptekens. Ons lewe wat baie keer lyk soos 'n slegte einde, saam met God, saam met Jesus, saam met sy woord, is daar altyd die moontlikheid van 'n nuwe begin. Maar nou moet ons vir mekaar sê, hierdie is nie 'n kits oplossing nie. Hoe sê hulle 'n quick fix nie. Hierdie is nie 'n salfie wat jy aansmeer en nou is alles weer beter in my lewe, nou is al my wonde genees nie. Gemeente, as jy seer het, as jy 'n wond het, as jy dalk 'n kind verloor het, gaan die letsel altyd daar bly. As jy 'n slegte gewoonte het of 'n verslawing, is dit iets waarteen jy lewenslank moet beklei. En daarom is dit nodig dat jy elke liewe dag vir die res van jou lewe hierdie boek lees. Daarom is dit nodig dat jy gereeld, altyd, na God, na Jesus, die wondwerker toe gaan, om jou wonde te genees. Dis 'n elke dag opstaan, 'n elke dag nuut begin, en sê, Here, hier is ek, hier is my wond, raak dit aan met U woord. En dan, as ek die salf ontvang het, as my wonde met tyd genees, as ek transformeer, as ek verander, dan kan ek nie anders as om balsem vir ander te gaan wees nie. Dan word ek letterlik die buisie salf wat help dat ander mense genesing beleef. Gemeente, die Here stuur ons na 'n siek wêreld toe, 'n wêreld wat stikkend is. Ek dink ons kan ook soos Jeremia sê, my smart oorweldig my, ek is ontsteld oor alles wat in ons land aangaan. Ons kyk na die nuus, dit ontstel ons, dit is vir ons verskriklik sleg. Maar die Here stuur ons na hierdie wêreld toe. Hy stuur ons
om salf te gaan wees wat genees. Ek wil dalk miskien net die voorbeeld noem van dit wat by Senekal gebeur het. Gemeente, die Here stuur ons om woorde te spreek wat genesing bring. Om aksies te hê wat genesing bring. Die Here roep my en jou om anders te gaan wees. Om salf te gaan wees wat genesing bring. Hy roep my en jou om die wêreld te antwoord as die wêreld vra, is daar balsem in Gilead? Is daar 'n dokter? Dan roep hy my en jou om te sê, ja, daar is balsem. Ja, daar is 'n dokter. Jesus Christus, die woord van God, wat vraagtekens in uitroeptekens verander. Ek nooi jou uit, bring jou wond na God die Vader toe, na God die wondwerker, na Jesus Christus die balsem van Gilead. Lees sy woord, gebruik sy woord as balsem vir jou seer en gaan deel die balsem uit. Gaan wees die balsem. Amen. Ek wil jou begelei in 'n gebed. Ek wil saam met jou bid. En ek gaan op plekke stil staan sodat jy jou eie woorde hier kan invul. Jou eie woorde tot God kan spreek. Kom ons bid saam. Here, ek kom kniel nederig voor U en erken dat ek wonde het. Vader, ek het U uitnodiging van genesing so nodig, want Vader, gee vir my moed om na my lewe te kyk deur die bril van U storie oor my. Jesus, ek besef dat ek genesing nodig het van. Ek wil reageer op hierdie uitnodiging deur en ek verbind myself daartoe om U woord te raadpleeg wanneer ek struikel en val. Here, help my om balsem te wees vir. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën. Mag hy jou wonde genees met sy liefde en met sy genade. En mag die Heilige Gees jou elke dag help om ander se wonde te gaan verbind en vir hulle salf te wees. Amen. Waking up to a new sunrise, looking back from the other side. I can see now with open eyes, darkest water and deepest pain. I wouldn't trade it for anything, 'cause my brokenness brought me to you.
and these wounds are a story you'll use. So I'm thankful for